Voordat ons begin, kom ons sit so, dan bid ons saam. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Kom ons staan, sodra ons die noodkry aan, begin ons die diens deur diep in die graf versteek. Jesus, my heiland, sodra ons die noodkry. Diep in die graf versteek, Jesus, my heiland, tot aan die dag aanbreek, Jesus, my Heer. Daar staan hy op by die graf, triomfeer oor al die vyandskap. Hy verrys oorwinnaar van die dood en hel, en hy leef as koning van die groot heelal. En hy leef, ja hy leef, halleluja, Christus leef. Kom toch daar, Jesus, my heiland, vergeefs wat hy bewaar, Jesus, my Heer. Daar staan hy op by die graf, triomfeer oor al die vyandskap. Hy verrys oorwinnaar van die dood en hel, en hy leef as koning van die groot heelal. En hy leef, ja hy leef, halleluja, Christus leef. Dood het sy prooi verloor, Jesus, my heiland. Hy het sy mag verloor, Jesus, my Heer. Daar staan hy op by die graf, triomfeer oor al die vyandskap. Hy verrys oorwinnaar van die dood en hel, en hy leef as koning van die groot heelal. En hy leef, ja hy leef, halleluja, Christus leef. Maar sit. Ons wil u nooi om die woord van die Here in hierdie oggend saam op te maak by Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24, die laaste hoofstuk dan wat ons vind in die boek Lukas. 'n Verhaal wat ons daar vind wat ons nie regtig anders lees nie. En dan vanoggend kyk na die tema: het die Rooms-Katolieke die Sondag ingestel? Het die Rooms-Katolieke die Sondag ingestel? Nou voordat ons daar saam lees, kom ons sit so en ons buig ons hoofde en ons vra die seën van die Here op sy woord. Dierbare Here Jesus, ons nader U vanmôre, nie deur ons werke of iets wat ons gedoen het nie, maar alleen op die grond van die volbragte werk, die versoeningswerk, die kruiswerk van die Here Jesus. Die weg is gebaan, die voorhangsel is geskeur, die Nuwe Testament het aangebreek. En wat 'n voorreg om in hierdie tyd te kan leef,
om die volle Bybel tot ons beskikking te kan hê. Om deur U Here Jesus na die Vader toe te gaan. En te weet dat U tree vir ons in by die Vader. Om te weet dat die Heilige Gees is aan ons gegee. Om ons as kerk te verseël, kinders van die Here te verseël met die Heilige Gees. Hy wat ons in die volle waarheid sal lei. En dat die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. En dat ons hierdie God drie-enig kan aanbid. Nie 3 gode nie, maar een God. Wat hom voorstel in 3 persone. Dat ons weet in hierdie dag, die Vader het nie aan die kruis gesterf nie, maar hy het sy seun gestuur. En Jesus het weggegaan, maar hy het gesê, laat ons as wese nie agter nie. Hy los, of hy stuur vir ons die trooster van sy Vader, wat ons in die volle waarheid sal lei. Wat 'n voorreg om vanmôre kerk te kan wees, die woord te kan hê en die Heilige Gees. Here, ons eer U vir dit. Ons sal in hierdie oggend kom bid vir elkeen wat dalk vanmôre bedroef sal wees. Soos hierdie mense van wie ons nou gaan lees, hulle was bedroef, maar dit wat aan hulle geopenbaar is, het hulle opgewonde gemaak en bly gemaak. Here, dat ons vanmôre met opgewondenheid en vrolikheid hier sal uitstap, om te weet, ons verlosser leef. Dood het sy prooi verloor. Dood het sy krag verloor. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, dood, waar is jou krag? Doderyk, waar is jou pestilensie? Here, as daar iemand vanmôre is wat treur oor 'n geliefde, wat dalk dood is, dan wil ek vanmôre vir hulle sê, Here Jesus, dat daar bestaan nie iets soos dood nie. Die mens verskuif net van plek, van 'n tydelike na 'n ewige. Of in die voorportaal van die verdoemenis, of in die voorportaal van die hemel. In afwagting om voor God te verskyn, en dan vir ewig by U te wees. En sommige vir ewig verwerp van U. Here, sal ons dan in hierdie oggend die oproep en die erns daarvan besef, dat daar is vandag mense wat sterf, en hulle oë in die verdoemenis, in die doderyk oopmaak. Sal U daarom die opgewondenheid in ons hart maak, dat ons gaan verkondig, Jesus is nie net dood nie, maar hy het die dood oorwin, sodat ons ook kan lewe. Nou, Here, vra ek dat U ons harte en ons gedagtes sal stilmaak, sodat ons by U woord kan hoor, wat U vir ons wil sê. Ons bid dit, die naam wat bo enige ander naam is, die naam, Jesus Christus, die Here. Amen. Lukas hoofstuk 24 gaan ons saam lees vanaf vers 13, 'n baie bekende verhaal. Ek glo u ken dit, die Emmausgangers. En 2 van hulle, vers 13, en 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woord is dit, wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie?
En hy sê vir hulle, watter dinge? Dit is humor daai as u nie geweet het nie. Die Here Jesus weet presies wat gebeur het. En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag, vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons, het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, dat hulle ook 'n gesig gesien het, van engele wat sê dat hy het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te hoor, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in die skrifte dit wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en hy dank. En hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie maar brandende in ons, toe hy met ons op die weg gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op, en vind die 11, en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan, en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, by die breking van die brood. Net tot sover dan vereers uit die woord van die Here. So as ons dan praat oor die gedagte van, het die Rooms-Katholieke die Sondag ingestel, net gou eers kyk na die afgelope gebeure, wat tot hiertoe gelei het. So die Here Jesus het wonderwerke gedoen, die Here Jesus het geweet, toe sy uur naby kom, en toe sy uur aangebreek het, en daar die aand voor die tyd, en al die gebeure in die week voor dit, het alles so ryp gemaak, om die Here Jesus te ondersoek as lam, die Here Jesus in Jerusalem in te kom, en baie profeseë is vervul, daar die oomblik toe die Here Jesus by Jerusalem inkom, van die tempel tot by die poort, tot by die stad, van die inloop met die donkie, die owerpriesters en die fariseërs skrifgeleerdes, het presies geweet, wat in Jesaja staan,
dat jou Here kom na jou nederig op 'n donkie en hulle het die Here Jesus daarvan probeer stop. Sê moenie dit doen nie. Want u weet daar staan geskrywe, jou Heer kom na jou op 'n donkie. En Here, as u nou hier gaan inry, dan gaan hulle dink dat u die Christus is. So sê vir hulle moet stil bly. En die Here Jesus sê vir hulle, dan gaan die klippe dit begin uitroep. En elke profesie gaan in vervulling. Totdat die Here Jesus die brood geneem het, gebreek en die Pasga as te ware sy gebruik verander het en verander het in die nagmaal. En die bekragtiging van daardie instelling moes deur offer plaasvind word, deur bloed, en die volgende dag toe word die Here Jesus geoffer. En daardie instelling word bekragtig. En elke profesie wat daar was in die Ou Testament, veral Jesaja 53, gaan in vervulling in Christus toe hy gesterf het, en hy die sonde van die wêreld op hom neem, en hy gekruisig word. Al die skrifte wat op daardie oomblik van toepassing is. En baie sien dit nie raak nie. En dan weet ons dat die Here Jesus gesterf het. Het hy dalk 'n skyndood gehad? Het hy dalk sy hart so stadig geklop dat hulle dalk nie opgetel het nie? En dat hy dalk daar in die graf lewend was, net met 'n baie lae hartklop en hulle dit nie geweet nie? Het hy dalk 'n skyndood? Nee, want die Romeine het geweet hoe om dood te maak. En wat hulle laastens gedoen het, is hulle het ouens se bene gebreek, sodat hulle vinniger moes sterf, en dan het hulle 'n spies onder die ribbes ingedruk, sonder om die ribbes te breek, reguit na die hart toe. Want wat het gebeur, as jy so baie houe ontvang het, en so gemartel is, jy begin hartversaking te hê, vog wat opbou, water wat opbou in jou hart. En die oomblik wanneer hulle hom indruk diep genoeg, en hy sny die vlies en hy druk die hart raak, dan kom daar water uit. En die skrif sê baie duidelik vir ons, dat toe hulle hom deurdruk, kom maar water uit. Met ander woorde, hulle het raak gedruk. Die Here Jesus was, soos ons in Afrikaans sê, hy was mors dood. Daar was geen lewe nie. Die brein se funksie het opgehou, die hart het opgeklop. Hy was waarlik dood en in 'n graf ingesit. In die oggende is hy gebalsem met die oog op sy begrafnis. En so kom hulle dan daardie oggend. Wat 'n oggend kom hulle daar by die graf. Ons lees in Lukas 24, en baie vroeg in die môre. Wat se dag is die eerste dag van die week? Sondag. Vers 13, en 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl, naamlik Emmaus. En Paulus skryf in 'n hoofstuk wat volledig aan die opstanding toegewy word. Gebruik Paulus in 1 Korintiërs 15 om seker te maak dat die kerk verstaan die opstanding van die Here Jesus en die belangrikheid van die opstanding van die Here Jesus. Hy sê, as jy dalk in die dag nie glo in dat Jesus waarlik opgestaan het nie, hy sê, dan kan jy nie gered wees nie. Want dan is daar geen hoop nie. Want wat help dat jy leef net vir hierdie lewe op Christus, en dan sterf jy. Jy glo nie in 'n opstanding nie. Dan is jou Jesus dood, soos wat die moslems Mohammed dood is. En die Krishnas en die Boeddhas, alles, dan het ons dieselfde godsdiens as hulle. Maar die verskil is, hy het waarlik opgestaan, en hy leef. Hy het die dood oorwin, en Paulus skryf aan 1 Korintiërs 15, dat Jesus het oor die 500 mense tegelyk. Hoe is dit moontlik? Dat een mens aan 500 mense
tegelyk kan verskyn. Is dit moontlik? Dis nie moontlik nie. Maar Jesus se kruisiging wys vir ons dat hy waarlik 'n mens is. Sy opstanding wys vir ons dat hy waarlik God is. Hy sê niemand neem my lewe af van my af nie. Ek lê my lewe af en ek neem dit weer op. Kan 'n dooie ou homself opneem? Die Here Jesus wat God is en deel van die goddelike drie-eenheid. Hy kon. En sy krag het daar gewerk. En die Bybel sê die krag van die Vader het daar gewerk en die krag van die Heilige Gees het daar gewerk. Jesus opgeruk is. En daarom toe Jesus verskyn hy nie as mens nie, maar as God. En daarom kon hy aan oor die 500 mense tegelyk verskyn. En daarom is die getuienisse so groot en oorweldig dat ons kan nie verby die opstanding kyk nie. So die opstanding was dan 'n groot gebeurtenis in die Bybel. Hier sien ons dan hierdie twee manne wat op daardie eerste dag van die week teruggaan en terwyl hulle op pad is, praat hulle en ondervra. Kom Jesus self nader en loop met hulle saam, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. Eers gou kyk na daardie punt. Dat hulle het hom gesien, maar hom nie herken nie. Hulle oë is weerhou, hulle oë is toe. Hulle sien nie wat u sien nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. So het die Here Jesus dan aan hulle verskyn, maar hulle oë is weerhou. En nou kortliks gou praat oor die Rooms-Katolieke. So baie mense in die dag waarin ons lewe, glo dan dat die Rooms-Katolieke kerk het die Sondag ingestel. En dat vandag eintlik 'n vreeslike dag is om die Here te dien. Want hulle glo, mense wat op 'n Sondag kerk toe gaan, dien die dien die son. Ons is sonaanbidders as jy op 'n Sondag kerk toe gaan. Glo baie. En nou is die eerste vraag, maar waar kom die woord Sondag vandaan? Die woord Sondag, of die Engelse woord Sunday, kom van Latynse en Duitse woorde. So lank terug in die Romeinse tydperk, wat was tussen 46 voor Christus tot 470 na Christus, in daardie tydperk het die Romeine, wat in beheer was van die wêreld, gekyk na watter planeet in die aand eerste verskyn. En dan het hulle so gekyk na daardie planeet en die planete name gegee, en dan het hulle daai planeet wat eerste verskyn van daai dag, daai aand, het hulle daardie planeet se naam gebruik om die dag aan te kondig. Met ander woorde, Sunday, Sondag, wat se planeet het hulle gebruik? Die son. Maandag, wat se ding dink jy het hulle gebruik? Die maan. Ja, die maan. Ek sien nou 'n mannetjie wil antwoord. Die maan. En Dinsdag, Mars. In die Romeinse mitologie Martis, die Korea praat van ons, the fire star, maar van daaruit ontwikkel hulle dan die woord Tuesday. Dinsdag, Mars. Woensdag, Mercury. Woensdag, Mercury. Donderdag, Jupiter.
Vrydag Venus. En dan Saterdag kan u ook die woord aflei, Saturnus. En so het die Romeine name gegee vir elke dag, sodat ons dan die name het. So met ander woorde, as jy dan, volgens vandag se teologie, as jy dan op 'n maandag saam aanbid, dan is jy seker 'n maanaanbidder. En as die Jode op 'n Saterdag aanbid, dan is hulle seker Saturnus aanbidders. As hulle dan sê ons is sonaanbidders. Verstaan u hoe belaglik dit is? Maar nou die groot vraag, wie het die Sondag dan ingestel? En lieve vriende, ons het dan gekyk na Exodus hoofstuk 12, wat dan gaan oor die instelling van die Paasfees, wat dan op die 14de van die maand Nisan gevier is, en het was dan op daardie heel moontlik, die Vrydag, wat het gehou is, en dan vers 14. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Vers 15, 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huis verwyder, want elkeen wat gesuurde brood eet, so hierdie verwys dan spesifiek na, hulle het vir 7 dae lank hierdie ongesuurde fees gehou. So daar was 2 dae wat dan vir hulle belangrik was, en dit was die eerste dag van die week en die 7de dag van die week. So op die Saterdag, die eerste dag van die week, was die groot fees van die ongesuurde brode, waarop die Here Jesus dood was. Vers 16. En op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees, ook op die 7de, so die Saterdag en die Sondag. So ons praat van die eerste dag van die week moes vir julle heilig gewees het, en die 7de dag moes vir julle heilig gewees het. So dink u dat die kerk het die instelling gemaak van die eerste dag van die week as 'n heilige dag? Nee, die Here het dit al in Exodus 12, het die Here die eerste dag as 'n heilige dag eenkant gesit, deel van sy hele verlossingsplan, want hy het geweet wat 2500 jaar later gaan gebeur. Hoe die Here Jesus gekruisig gaan word en opgewek gaan word. Nou die grootste mense wat aan vandag aangaan oor die Sondag as sonaanbidders, en dat 'n mens op 'n Saterdag, dat die kerk op 'n Saterdag en die opstanding van die Here Jesus as te ware verwerp, is 'n man wat bekend staan as Batja Hooton, wat eers in 1988, dis onlangs, 'n boek geskryf het, om te sê ons gaan terug na die wortels toe. Met ander woorde, ons aanbid die wortels, en in plaas van om die heerlikheid van die gras te aanskou. Nee, ons gaan aanbid die wortels. Dat staan bekend as die Hebrew Roots. Groep wat amper eers 30 jaar oud is, en hulle versprei, en almal dink nou dit is die weg, en glo dat net blankes, net wit is, hemel toe kan gaan, want ons is die oorspronklike Adamiete, die oorspronklike Israel. So ver vat hulle goddelose teologie, en as jy gaan kyk na alles wat die Hebrew Roots doen, vlug daarvan af. En dan verder die Sevendagse Adventiste. So wanneer het die Sevendagse Adventiste begin? Eers in 1863 met 'n vrou met die naam van Ellen G. White, wat ook gesê het dat sy 'n woord van Jesus ontvang, dat Jesus gaan in haar tyd kom, die wegraping gaan in haar tyd gebeur, 1863.
Wat? Sy is nou lankal dood, maar haar navolgers hou nog steeds die Sabbat, Sabbatariërs. En hulle gaan dan groot en sê, ons terg die Here deur op 'n Sondag bymekaar te kom. Want dis 'n Romeinse instelling. So as ek dalk gou vir u net 'n bietjie agtergrond kan gee rondom die geskiedenis wat hulle duidelik nie gaan lees nie. So die Here Jesus sterf. Die Here Jesus staan op hierdie eerste dag en hierdie eerste dag van die week is hulle saam. Johannes 20. En 'n paar keer die Here Jesus verskyn 2 agtereenvolgende sonnaande. Eerste dag van die week, die aande, verskyn die Here Jesus aan hulle. Hoekom die aande? Want dit was nog nie 'n vakansiedag nie. En hulle het net in die aande geleentheid om by mekaar te kom. En wat se aande kom hulle by mekaar? Op die eerste dag van die week kom hulle by mekaar. Snaaks genoeg. Die disippels. En wat gebeur daarna? Die kerk kom by mekaar. 1 Korintiërs 16 sê Paulus, wanneer julle dan op die eerste dag van die week by mekaar kom, samel die tiendes in sodat wanneer ek kom, ek dit kan neem en dit gebruik vir sending. So die kerk, volgens die Bybel, nie volgens die volgens die Bybel, het op die eerste dag van die week by mekaar gekom. Om die opstanding te herdenk. Om te herdenk dat daar 'n Nuwe Testament aangebreek het en dat die Here Jesus lewe. So elke liewe Sondag wanneer ons by mekaar kom, verkondig ons dan hierdie groot waarheid dat die Here Jesus het opgestaan. Hy's nie dood nie, hy lewe. Wat sê jy? As jy nie op 'n Sondag by mekaar wil kom nie. Verwerp die opstanding van die Here Jesus. En van daar af, snaaks genoeg, daar is ouens met die naam wat ons noem, die kerkvaders. Ireneus, Alexander en baie ander. Nou, hulle skryf die snaakste goed. Dat die kerk die 100 en 200 en 300 na Christus, vir daai 300 jaar het hulle op die Sondag, nadat hulle gewerk het hulle op die Sondag, op die eerste dag van die week by mekaar gekom, om die opstanding van die Here Jesus elke week te herdenk, en om brood te breek. Snaaks genoeg, né? Die kerkvaders skryf daaroor. Maar die kerk het redelik vervolging deur 10 keisers. Hulle is as te ware ondergronds. En daar kom 'n volgende keiser in bewind met die naam van Konstantin. En hy voer ook oorlog teen die Christene, want hulle is ouens wat hulle gedink het rebelleer. Is Konstantin in oorlog gewikkel met 'n vyand van hom. En hy is in benoudheid. En hy sien 'n woord in geskryf in die wolk. Enoch Vincentius. Hierdeur, deur die kruis. En hy sê, dis reg, wie ook al die Here is, ek vertrou in hom en ek sal uitvind aangaande die en hy oorwin daardie oorlog. En toe hy daarvan af terugkom, toe vra hy vir die wêreld, vir almal, as julle enige Christene ken, as enige iemand my kan vertel, waaroor gaan die kruis, kom na my toe, ek gaan nie meer doodmaak nie. Gaan julle nie meer aan kruise ophang nie. Gaan julle nie meer doodgooi nie. Ek is nuuskierig, ek wil weet, wie is hierdie een van wie julle praat? En uiteindelik het die Christene na vore gekom en vir hom is wat geprofeteer is en wat opgestaan het en wat vir ons die 2 sakramente gegee het, die doop en die nagmaal. Dis wat ons glo. En dat ons gesien word as die kerk van Christus, die bruid van Christus. En hy weet waardeur hy oorwin het en hy sê dis reg. Alles wat julle vir my sê, stel ek in.
So die Rooms-Katolieke nie deur Konstantin of deur die Rooms-Katolieke nie. Jaar is genoem Romeine, algemeen. Katoliek is net die woord algemeen. Rooms, algemene kerk. En wat gebeur? Hy bou vir hulle kerk, hy gee vir hulle alles, hy stel die eerste rusdag vir die Christene, wat na hom toe gekom het en vir hom gesê het, en hy onttrek hom 'n bietjie van die kerk. En hy begeerte om hierdie Jesus te leer ken en om dan dalk te aanbid. Maar hy en sy vrou tel moeilikheid op, en hy wil van sy vrou skei, en die kerk sê vir hom, nee, jy kan nie net skei nie. Daar is 'n pad wat geloop word, daar moet kyk of haar herstel kan wees. En hy besluit, nee, hy, as keiser, hy die mag oorvat oor die Romeinse kerk. Kry beheer oor die kerk. Maar raai wat? Die instelling van die Rooms-Katolieke kerk vir daardie eerste oomblikke was nie op grond van dit wat hy gesê het nie, op grond van dit wat die kinders van die Here wat vervolg is, kom sê het. So as daar enigiemand vandag is wat die Bybel wil verwerp, wat die geskiedenis wil verwerp, dan sien ek hulle in vers 16. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon sien en herken nie. Hulle is blindes van blindes, hulle verwerp die opstanding van die Here Jesus. So of mense is vandag plein, soos die Afrikaner praat, onnosel, jammer vir die woord, of mense is aspris, of mense wil nie. Wie is die een wat gewoonlik nie wil nie? Die een wat nie wil nie, is die blindste een. Die ou wat nie wil sien nie, is die blindste ou. Ek wil vir u sê, op die eerste dag van die week, om hierdie dag te herdenk. Maar hoe het die duiwel ingesluip van 1863 en 1988, dat die wêreld nou agter hulle aanloop, mense wat al 5 keer geprofeteer het, en gesê het, Jesus gaan in hulle tyd kom, en het het nooit gebeur nie. As leenaars bevind, en steeds volg mense hulle blindelings na. In die eerste punt sien ons, hulle oë is weerhou, sodat hulle die heerlikheid van die Here Jesus nie sien nie. Vers 18. En die een wie se naam Klopas was, antwoord en sê, is u alleen 'n vreemdeling? Weet u nie wat het gebeur nie? Nie net Jerusalem nie, maar die hele Israel is in opskudding oor hierdie man wat wonderwerke doen, wat gaan net van stad na stad. En duisendes het hom gevolg. En toe op die ou ende roep hulle, hy kruisig hom, en hulle het so gehoop dat hy daan gaan opstaan en bewys homself van die kruis afval en wys hy is die Christus. Nie geweet dat die profesie in die Bybel het gepraat dat hy juis moet sterf nie. Vir ons plek en vir ons sondes. Weet u nie van die dinge wat gebeur het nie? Van die opstanding wat plaasgevind het nie. Maar is baie vandag wat nie weet nie, want hulle kies om nie te weet nie. Jesus vra vir hulle watter dinge, en hulle sê, aangaande die Christus, die profeet, wat kragtig gedoen het, wonderwerke, en ons het so gehoop, en hy was wat Israel sou verlos. Ons het net iemand gesoek wat ons in hierdie oomblik tydelik kan verlos van die Romeine.
Hulle het nie gedink daar gaan iemand wees wat hulle gaan kan verlos van 'n ewige verlossing. Hoe beperk is ons baie keer ons soeke? Verlossing vir nou. Net vir hierdie oomblik. Maar ons dink nie, ons 'n God in die hemel wat soveel breër dink aan 'n ewige verlossing. Liewe vriende, God is groter as ons gedagtes. Ons gedagtes is nie sy gedagtes, ons wee is nie sy. 20, maar sommige vroue het ons nou verder ontstel. Nou, dat is normaal, vrouens ontstel maar die mans, so nou en dan. Maar daar was vroue wat ons vreeslik ontstel het, want hulle was by die graf, en hulle het gesê, dat Jesus is weg. Die Romeine het die storie laat versprei, dat die disciples het in die nag gekom en sy liggaam gesteel, maar toe ons daar inkom, toe sien ons engele, sê die vroue, en die ander evangelies verduidelik presies wat hulle gesien het. 'n engel by sy voeteneind en een engel by sy koppeneind. En toe hulle instap, toe sê die engel vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hoekom soek julle die Here Jesus, terwyl hy vir julle gesê het, hy gaan opstaan? Hoeveel keer het hy dit nie vir hulle gesê nie? Hy het vir hulle gesê, al teken wat ek aan julle gaan gee, is die teken van Jona wat 3 dae in die buik van die vis was. Dat hulle hierdie engel gesigte gesien, en hulle het gesê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het ook na die graf gaan, so daar was ander wat ook na die graf gegaan het, en hulle het getuig dat hulle sien hom nie daar nie, hy is weg. Inteendeel, die doek wat om sy kop was, lê daar mooi opgerol, opgevou, op sy plek waar sy kop gelê het. Vers 25, die derde gedagte. So die eerste sien ons hulle oë is weerhou. Die tweede punt sien ons, hulle vra vir Jesus, weet u nie? Weet u nie? Ek wil vir u sê, ons baie wat vandag nie weet nie. En derde punt, Jesus begin aan die woord kom en hy sê in vers 25, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, en harte wat traag is om te glo, om te vertrou dat dit wat die skrif sê, waaragtig en waar is. Om alles te glo, wat die profete geskryf het. Liewe vriende, dit is nie net goed wat gebeur het nie. Dit is goed wat geprofeteer is, 700.000 jaar vroeër, en hoe dit in Christus se tydperk in vervulling gegaan het. Vers 26, vra die Here Jesus, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Moes dit nie gebeur het nie? Vers 27 is een van die belangrikste teksverse in die Bybel, veral in die Nuwe Testament. Begin van Moses, profete, af, vir hulle uitlê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. 10 vers 43 sê, aangaande hom, getuig al die profete. Omglo, van vergifnis van sonde, deur sy naam ontvang. Aangaande hom, getuig al die profete. So as jy 'n profeet in die Ou Testament lees, waarvan lees jy? Van dit wat op Jesus betrekking het, wat vervul is in die Here Jesus, en hoe die Here Jesus opgewek is, gelei het en opgewek is. En die Here Jesus begin by Moses, met ander woorde by die 5 boeke van Moses, Genesis tot Deuteronomium, en hy lê vir hulle uit wat daarin staan aangaande die Christus, die een wat sy bloed gevloei word, die een wat die sonde van die wêreld dra, die een wat die sondebok sal word, en die sondoffer,
en die brandoffer en die spysoffer en die skuldoffer, al die offers wat in hom betrekking het. En die feeste wat na hom wys, alles in die Ou Testament vervul. Maar 'n mens kan dit nie insien en verstaan as jy nie eers die Nuwe Testament lees nie. Ek weet, u dink en baie mense dink dis eerbaar en reg om die Bybel te begin lees by Genesis. Maar raai wat, jy gaan niks van dit verstaan nie. As jy nie ten minste eers die Nuwe Testament deeglik gelees en dit geondersoek het nie. En dan as jy Christus sien, die ware sien, dan sal jy die dieper geheime in die Ou Testament kan raak sien. In die Nuwe Testament word dit plain en eenvoudig gesê soos wat dit is. Laat my dink aan 'n verhaal van die banke wat met geld werk. Hoe weet hulle, die ouens wat goed geonderlees, hoe weet hulle as 'n noot wat daar inkom 'n valse of 'n ware noot is? Dink jy hulle ondersoek elke valse noot wat op die mark kom en hulle ondersoek daardie noot om te kyk waar is sy foute? Nee, hulle doen nie dit nie. Hulle ondersoek die ware een, die regte een ondersoek hulle. En wanneer daar enige ander een inkom wat vals is, dan kan hulle baie vinnig agterkom want hulle ken die ware. En net so ken die Nuwe Testament. En dan sal hy nie gevang word deur baie Ou Testamentiese goed en weggetrek word van Christus af nie. Daar's baie wat vandag of hulle lees die Ou Testament en hulle sien, hulle verstaan nie as hulle by Levitikus kom en hulle te doen met al daardie feeste en offers, raak dinge te veel, of as jy kom by die geslagsregisters, dan vat jy die boekie en skryf hom aan een kant. Jesus lê dit uit. Sonder Jesus kan jy dit nie uitlê nie. Daar is 'n sleutel om die Ou Testament te verstaan. Die sleutel is die Here Jesus. En as jy die Here Jesus nie deeglik geondersoek het nie, dan gaan jy val vir baie ander dwalinge. So die Here Jesus lê vir hulle uit, alles wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle in die dorp en hy wou verder gaan en hulle nooi hom, sê nee Here, bly by ons. Vers 30, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en hy dank en hy breek dit. En hulle oë gaan oop. En hulle oë gaan oop en herken hom en hy verdwyn voor hulle gesig. Nou wat dink u, sê iemand, as hulle dan opgaan na die huis van die Here, om die Here Jesus te ontmoet en hulle het 'n ontmoeting met die Here. En klere dra in die begin Jesus te ontmoet. Wat dink jy het hulle gesê toe hulle nou net hierdie openbaring van die Here Jesus gehad het? Wat het hulle gesê? Sjoe, dit was cool. Né? Né? Nee. Hulle het nou net 'n encounter, so Engels sê, gehad met die lewende God van die hemel en van die aarde en onder die aarde. En hy het aan hulle verskyn en hulle het gesien, hy leef. Hy het met hulle brood gebreek. En hulle het gesien, ingesien. Liewe vriende, as ons insien, ek lees vir u vers 32, en hulle sê vir mekaar, was ons harte nie maar brandende in ons, toe hy met ons op die weg gespreek het nie. Liewe vriende, is ons harte nie vanmôre brandende in ons, wanneer ons hoor, die Here Jesus het opgestaan, en hy leef nie. Gaan ons eendag voor die Here Jesus staan, en die Here Jesus gaan sê, waar was die vuur in julle harte? Waar was die ywer en die passie vir die saak van die Here? Vir die woord en die opstanding om dit te verkondig aan die wêreld. Want hy sê, gaan dan heen en maak disippels.
Gaan vertel dat Jesus leef. Hy het die dood oorwin. En hulle sê, was ons harte nie, die spyt en toe hy met ons op die weg gespreek het nie. En al wat hy gehoor het, al wat Jesus gehoor het, is ons murmurering en ons onverstaan van die Ou Testament. En ons gekla en ons gekerm. En ons ongeloof. Harte wat traag is om te glo, sê hy vir hulle. Liewe vriende, is u hart vanmôre brandend in u om uit te gaan en te gaan vertel dat Jesus leef. As u hier sit en u het 'n getuienis waar die Here Jesus iewers in jou lewe jou siel kom red het en jou lewe verander het en jy die vrug begin dra het van 'n kind van die Here en jy het 'n getuienis van dit wat die Here Jesus gedoen het, is daai getuienis gebaseer op die opstandingskrag van Jesus, dat hy het jou opgewek. As iemand gered is, dan behoort hy te weet die krag van die opstanding, wat ons dooie liggaam lewend gemaak het vir die Here. En dan behoort ons vanmôre vurig te wees, brandend vir die Here. 100 jaar later, verskoon 90 jaar na Jesus se geboorte. Hy het gesterf op 33. So 60 jaar. 60 jaar na Jesus se opstanding en kruisiging. 60 jaar na dit, toe skryf Jesus self 'n brief aan die gemeente in Efese. En wat sê die Here Jesus vir hulle? Nou, die Here Jesus verskyn en die Here Jesus sê, skryf neer. As jy 'n boodskap wil hoor uit die mond van die Here Jesus, is dit Openbaring 2 en 3 aan die kerk. En hy skryf vir die gemeente in Efese, 90 na Christus, skryf hy. Ek ken jou werke. Maar die bekommernis in my hart is dat jy het jou eerste liefde. Jy het jou eerste liefde verlaat. Onthou, dit is 'n kerk, mense, wat heel waarskynlik het Jesus aan van hulle verskyn. Heel waarskynlik het hulle geweet van alles wat gebeur het 60 jaar terug, van daardie kruisiging wat plaasgevind het. Mense wat ontmoeting met die Here gehad het, en waar die Here gewerk het in 'n kerk, en hulle het ywer gehad vir die Here, en die Here Jesus, hulle liefde het lou geword, en die Here Jesus skryf aan hulle, 60 jaar, ek het dit teen eerste liefde. Dit is die grootste saak op hierdie aarde. Dit is die saak van die Here Jesus. Baie besef dit nie, maar die dood is 'n realiteit. Vra vir Chris, hulle wat begrafnisse doen. Die dood is 'n realiteit, mense sterf. En die vraag is, waartoe gaan hulle as hulle sterf? Die Here Jesus het gesterf sodat hy ons kan lewend maak. So kan elkeen van 'n oomblik in u lewe waar Jesus by jou kom stilstaan het en hy jou lewend gemaak, kan u getuig van so 'n oomblik. As u nie kan nie, sê die woord van die Here vir ons moet ons bekeer. As daar 'n sonde in jou lewe is, bekeer jou van daardie sonde. En die Here Jesus sien 'n hart wat bekeer. En 'n hart wat bekeer, kry die Here se aandag.
En 'n hart wat besef hy's verlore. En daardie hart wat besef hy's verlore, roep tot die Here. En dan kom die Here Jesus en hy sê, ek het gekom om te red en te soek die wat verlore is. Hy red verlore mense. Kan Jesus goeie mense red? Dankie Russell, nee. Hy kan nie. Want is daar iemand goed wat onskuldig is aan die 10 gebooie? Is daar iemand? Is daar iemand vanmôre hier wat nog nooit 'n leuen vertel het nie? Wat nog nooit iets gesteel het uit die kas uit nie? Van ma se koekies nie? Wat nog altyd na jou ouers geluister het? Die 5de gebod? Altyd die dag van die Here geëer het, die 4de gebod? Nog nooit die naam van die Here eintlik gebruik het nie, die 3de gebod? Eerste gebod, wat die Here God nog lief het met alles wat in jou is? Ons besef, as die mens besef hy's verlore, dan kan die Here kom en hy kan redding werk. Wanneer Jesus kom, dan werk hy wedergeboorte. Hy was jou hart met die doop, met die bloed. En hy neem jou hart van klip weg, hy gee jou hart van vlees. En hy sit wat sit hy binne in jou? Wat? Heilige Gees. Om jou te leer om in die volle waarheid te bly. Het jy al so ontmoeting? Elkeen van u so ontmoeting met die Here Jesus gehad? As u nie, maak seker. Want sonder daai ontmoeting, die Bybel sê, voorwaar ek sê vir julle, as jy nie weergebore is nie, sal julle die koninkryk van God nie sien nie. En wedergeboorte is nie iets wat jy doen nie, dis iets wat Christus doen. Hy is die Heilige Gees, hy neem jou hart van klip, en hy kry die eer daarvoor. Mag die Here ons help om brandend te wees vir hom. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare, verhoogde Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend kan saam wees, op hierdie opstandingsoggend. En u kan herdenk wat u betaal het. En vir die wete dat u het opgestaan en u lewe. En nou, Here, is die begeerte van ons hart, dat elkeen wat hier sit, hulle vertroue in u sal plaas. En sal glo, al het hulle nie gesien nie. En dat hulle u sal lief hê met alles wat in hulle is. Here Jesus, 'n kerk kan nie mense lou maak nie. ‘n kerk gee nie aan gemeentelede hulle identiteit nie. Maar die gemeentelede wat hier inkom, gee hulle identiteit vir die kerk. As hulle harte brandend is vanmôre, dan sal hierdie 'n brandende kerk wees. Aan die brand vir die Here Jesus. Maar Here Jesus, as ons harte gaan lou wees vir die Here Jesus, dan gaan die kerk se hart lou wees vir die Here Jesus. Here Jesus, help ons om siele te bereik. Mense gaan verlore en maak hulle oë in die hel oop. Terwyl ons sit met die evangelie van die Here Jesus in ons hand, help ons, Here, om u te verkondig en u te verhoog. Soos hy Waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is, en jy verwyl en dankbaar kniel vir Jesus.